Goeiedag almal en baie welkom by In die Tunnel. Dit is maar kouerig reg oor die land. Groot koue front wat die Kaap getref het. Hoop dit is 'n lekker naweek, sportnaweek. Bly maar warm met al die sport. Hier in die Tunnel gaan ons gesels met alles wat die naweek gebeur. Ons gaan ook gesels met die manne, die sportafrigters en die sportvroue, sportmanne en sportvroue wat saamgesels op hierdie program. Ons gaan begin met rugby. Daar's lekker groot rugby. Die Springbokke is weer in aksie. Hulle speel teen die Barbarians in Kaapstad. Ons hoor wat sê Rassie Erasmus, altyd lekker om sy mening te hoor, en ook Sam Cane, voormalige All Black kaptein wat ook vir die Barbarians speel. Dan die Brits en Ierse Lions, hulle speel in Australië, hulle eerste wedstryd in Australië. Ons hoor wat sê die afrigter Andy Farrell en ook Dan Sheehan, wat die kaptein is Saterdag wanneer hulle speel. En dan ook 'n Oostenrykse Grand Prix, dis die vinnige motors, hulle is weer in aksie. En dit is weer MW Welman wat sy kundige mening gaan gee oor wat hy dink te wagte kan wees. Dan is daar sokkerklub wêreldbeker wat gespeel word in Amerika, dis die beste klubs in die wêreld wat daar speel. Een van hulle is Manchester City, Pep Guardiola gee ook sy mening, en dan gaan ons ook vinnig na die golfbaan. Die Duitse, dis die German Masters noem dit, in die vroue LPGA, Esther Henseleit wat ook gesels daar. So is 'n vol program, lekker om die menings te kry van afrigters en spelers. Ons hoor wat daar gebeur op die sportveld, maar ons begin internasionale deel, begin ons op die rugbyveld. Kaapstad, dit is waar dit is, 4:15, dit is Saterdagmiddag, dit is die Springbokke wat speel in 'n reeks, hulle noem dit die Qatar lugdiensreeks. Hulle speel teen die Barbarians. Eerste keer ooit dat dit 'n toets is teen die Springbokke. Die Barbarians het al 2 keer voorheen lank terug in Suid-Afrika gespeel, maar nooit teen die Springbokke nie. Nou die groot nuus van die Bokkamp is dat Siya Kolisi is uit ongelukkig, hy het 'n besering. SA Rugby dit verduidelik as 'n niggle. Nou in Engels is 'n niggle maar net 'n ligte besering. Hopelik is dit nie te ernstig nie, maar ernstig genoeg dat hy nie Saterdag kan uitdraf nie. Soos Marco van Staden van die Bulle wat hom vervang, dit is 'n onbeproefde lostrio dus. Dit is Jean-Luc Dupré wat agste man speel, Vincent Setsuka speel flank, en dan Siya Kolisi natuurlik wat uit is met Marco van Staden op die flank dan. En hulle speel teen 'n baie ervare lostrio, maar ons gaan nou met oor hulle gesels. Maar eers kom ons hoor wat sê Rassie Erasmus wat hy te wagte is van die Barbarians Saterdag in Kaapstad. Yeah, no, I said it last week, it's a bit of a slippery game, but it's an ideal game, and we wanted the game, and we wanted to play against the Barbarians. Now, we're a team that love to analyze the opposition, individual players. We will always do that, and Felix plays a massive role in that, and finding out exactly where we think the opposition's strengths and weaknesses are. Obviously, you can't do this with the Barbarian team, but there's individuals, and it will also be very late when they announce those individual players. I know when we coach them. So, and the thing is, then they get together, and if you tell them, play what you see, enjoy yourself. And now, if you give them bad pictures, they'll rip you apart. So we will obviously try and play really structured our way and get through the game without some mental scars, because that's normally something that happens if you're also in the Barbarian mindset. Dit dan Rassie Erasmus, die afrigter van die Springbokke. Hulle het 'n lekker sterk span gekies. Meeste van die eerste keuse spelers in daai span. So dit sal 'n groot toets wees vir hulle. Die weer is ongelukkig bietjie dreigend in die Kaap. Reën al heel week in die Kaap. Saterdag word ook reën voorspel, maar hopelik sal dit meestal in die oggend vroeër gereën en dat hulle in die aand 4:15 eerder laatmiddag relatiewe droë weer sal hê in Kaapstad. Nou is 'n ervare lostrio wat die Barbarians span het. Dit is Peter O'Mahony van Ierland, hy is ook die kaptein. Sam Cane deurwinterde flank van Nieu-Seeland, en dan Shannon Frizzell van Nieu-Seeland ook, en dit is 'n baie sterk lostrio. Hulle gaan dan speel teen eintlik daai onervare lostrio van die Springbokke. Ook Ruben van Heerden van die Stormers, David Ribbans van Engeland wat ook van die Kaap afkom, wat ook in die span is, en agterlangs Mark Talia van Nieu-Seeland, 'n lekker vleuel wat ook in 'n span is. Maar kom ons hoor wat sê Sam Cane. Hy's deurwinterde speler, baie toetse vir die All Blacks speel, ook kaptein gewees. Kom ons hoor wat sê hy om vir die Barbarians te speel teen die Springbokke. I think when I first got asked to play, I think a few of us were thinking, oh man, if we could have teed up a different game, but not the world champs, but it's at the same time, like I think a lot of us who've played the Springboks before love the challenge of playing them. It's awesome that it's here in Cape Town, and I suppose I thought last year was going to be my last chance to play the Boks, but one more chance this weekend, and to do it with this group of lads, but become part of a rugby club that's pretty exclusive, by invitation only, and the jersey, this Barbars jersey, has been worn by some of the greatest rugby players across the world that we've ever seen. It's going to be, it was really special for us. So we also talked a little bit about the fact that it's the first time the Barbars have played the Springboks here
in South Africa, and what an awesome opportunity to be a part of that team. And yeah, we'll be doing our best to make history. Dit dan Sam Cane, die voormalige afrigter van Nieu-Seeland, lekker vooruitsig. Dit is toets rugby. Dit is die Springbokke teen die Barbarians Saterdag in Kaapstad. En ek het ook met Mike Potgieter gesels. Hy is ons rugbykundige in die Kaap. Lekker om met hom altyd sy kundige mening te kry. Kom ons hoor wat hy op te wagte is. Dis die Springbokke teen die Barbarians. Mike, altyd lekker as die Springbokke weer in aksie is in die Kaap. DSL Stadion is vir ons lekker dat die Kaap is. Maar dit is altyd lekker as die Springbokke opdraf en dit is uniek. Speel teen die Barbarians in Suid-Afrika. En dit is 'n sterk Barbarians span. Maar die Springbokke sal seker dan reg wees vir hom. Maar ons wonder wat se tipe rugby gaan ons sien. Is dit dink jy dis vonkelwyn rugby wat ons gaan sien? Ek dink dis een ding waarvan jy definitief seker kan wees. Die sleg van die hardloop rugby en die tipe rugby wat die babas gaan speel of dan nou die Barbarians gaan speel. Dis altyd 'n span wat sê, weet jy wat, ons vat hierdie om skouspelagtige rugby te speel en ons wil hê jy wat teen ons speel gaan jou beste verdediging en beste aanval die dag onttrek. Ek sien egter die Kaapse dokter is besig om 'n draai te maak. Hy wil ook nie hierdie geskiedkundige wedstryd mis nie. Ja, dit is iets waaroor ons in die beheer het en ek is net bang dat dit dalk die tipe spel wat ons kan sien belemmer. Maar ek dink daarmee dit gaan so groot invloed. En die babas is 'n gerekende span en is deurwinterde toetsspelers reg deur die span. 'n Paar noem Sam Cane is een van die beste flanke wat wêreldrugby nog gehad het van Nieu-Seeland. Ek dink Shannon Frizzell is ook een van die flanke. Ashley Potgieter, Setiti, as 'n hele paar wat jy kan noem, Conor Murray dink ek op skermskakel. So ek het dalk 'n paar nou gemis. Manny van Ierland. So dis 'n klomp spelers. Daai spelers wat nou genoem het, hulle gaan die Springbokke onderdruk. Hulle gaan nie sê hier's die bal, speel met hom nie. Hulle sê ons wil die bal hê. Definitief, en dis spelers wat so 'n bietjie van 'n wraak het nog teen die Springbokke. Ek meen daar baie van daai Ierse spelers wat jy genoem het, kou nog swaar aan die 23 wêreldbekers. Die Nieu-Seelanders voel dit ook nog so 'n bietjie. So definitief sal hulle wil uitkom en sê ek onthou toe jy my daar getackle het. Ek onthou hier. En een van die name wat my baie opwindend het vir hierdie wedstryd is natuurlik die Stormers Ruben van Heerden, wat dan nou ook die jongste lid is wat homself sal byvoeg daar. En hierdie is spelers wat presies weet hoe dit is om teen die Springbokke te speel. Maar vir 'n jong speler soos Ruben van Heerden wat 'n Verenigde Rugby Kampioenskap toekenning gekry het vir die meeste en suksesvolste tackle slaagsyfer, ek dink hulle praat iets van 98% slaagsyfer in tackles wat hy maak. Dis 'n speler wat sal wil wys dat hy ook waardig is om die Springbok trui aan te trek. Jong speler, opwindende speler en hy het iets om te bewys. Dink hy sal verskriklik trots wees op hy spanfoto van die Barbarians, maar ek dink as hy nou teen die Bokke speel gaan hy dink ek soek 'n spanfoto saam met daai manne. Definitief. En dit is wat lekker is van daai tradisie van die Barbarians ook. Dis jong spelers wat geleentheid kry om op die grootste verhoog teen jou landsgenote te speel op. En ek weet as jy gaan kyk en onderhoude voer met manne so Skalk Burger hulle en so wat al daai trui oor hulle koppe getrek het. Hulle weet wat dit beteken. Dis 'n geweldige groot prestasie om daai Barbarians trui op te trek. Maar soos jy sê, ek dink dit is nog steeds 'n hinkering om die groen en goud oor die kop te trek. Seker, die Barbarians is ook nie bang om 'n bier in die kleedkamer waar die eindvlekkie te trek. Nee, glad geensins nie. Daar's baie van die staaltjies wat spangees behels en 'n paar limonades wat dit aanhouds. Ja, dankie Mike, lekker vooruitsig. Ek en hy sal albei daar in die persbank wees en ons sal dit dophou. Dit is die Springbokke teen die Barbarians en dan ook is dit die Britse en Ierse leeu's. Dit is hulle toer wat begin in Australië. Hulle het hulle opwarmingswedstryd teen Argentinië gespeel en verloor, maar dit is nou die amptelike toer elke 4 jaar wat dit gebeur en hulle speel in Perth, speel hulle teen die Western Force en dit is die eerste van die toerwedstryde. En kom ons hoor wat sê Andy Farrell, hy is die afrigter van die Britse en Ierse leeu's. Hy het ook gepraat en hulle sal verseker met beter speel as teen Argentinië. We'll see on Saturday how we responded. I suppose the guys that are playing, taking the field this week are a little bit fortunate in the sense that they understand how we want to get better. They've got to take responsibility for that and grab a hold of their chance to make sure that they take this team forward. But yeah, I mean, you know, disappointed to lose any game. I hate losing, so does everyone else, and that's why they're in this position in the first place. But there are plenty of positives to go with that. But it's taking the learnings, isn't it, and how we keep pushing forward right up until that first test.
Dit dan Andy Farrell, die afrigter van die Britse en Ierse leeu's. Dis 'n baie sterke tradisieryke toer. Elke 4 jaar wat dit plaasvind, hierdie jaar is dit Australië se beurt. En dit is Dan Sheehan van Ierland wat die kaptein is. Kom ons hoor wat sê hy. Ook sommer net sy ervaring hoe dit vir hom voel om kaptein te wees van die Britse en Ierse leeu's. Yeah, it's obviously a massive privilege and honour. Start of the week, I was just focusing on doing everything I can to put on a red jersey for the first time, and I think obviously you look around the room and there's so many individuals that are more than capable than captaining this team, and that's something that probably eases the nerves a little bit, that the amount of people around me that I don't have to make it much difficult. I just need to be myself, do what I usually do, and that's why I'm here in the first place. So. Dit dan Dan Sheehan, die ervare hakker van Ierland en 'n sterk span wat Ierland gekies het, of die Britse en Ierse leeu's eerder gekies het om teen die Western Force te speel. Ons gesels ook met Mike Potgieter. Ek het ook gesels oor die Britse en Ierse leeu's toer na Australië. Dit is die leeu's wat met beter speel as die Argentinië, maar ek weet nie of die Western Force so groot force is nie, as wat hulle was nie, om daai leeu's te klop nie. Ja, ek moet vir jou sê, tot opbou van hierdie Britse en Ierse leeu's toer na Australië toe, was dit baie in die media bespiegel, dat is Australië sterk genoeg, en hier word die vraag na een wedstryd gevra, hoorie, is die Britse en Ierse leeu's besig om hierdie toer so bietjie te onderskat? Want hier val jy nou vas met 4 punte teen die Argentyne. Ja. 2 goed wat ek daai uit gekry het. 1, die Britse en Ierse leeu's gaan hulle sokkies baie vinnig moet optrek, anders kan hulle baie vinnig gly teen 'n span soos Australië. Die tweede ding is, die wêreld het altyd vir Argentinië in dieselfde kategorie as die Italië gesit, as die Roemenië ensovoorts, wat een van daai spanne is wat jy sukkel. Hulle insluiting in die rugbykampioenskappe het gewys dat hulle wil meeding met die beste spanne in die wêreld. En dit wys jou ook die waarde van die kompetisie teen wie jy speel. Argentyne het van onskatbare waarde opgetel in daai kompetisie. As jy kyk na die Britse en Ierse leeu's, Western Force of die Force, dink ek nie gaan, soos jy sê, 'n Force wees wat hulle gaan toets nie. Vir my gaan dit meer interessant wees om te sien wat iemand soos Farrell hulle gaan doen met daai skakelkombinasies wat hulle nou teen Argentinië. Redelik het jy 'n idee gekry min of meer in watter rigting hy dink. Nou, daar's 'n weekwedstryd, naweekwedstryd, weekwedstryd, naweekwedstryd. So spelerbestuur gaan baie belangrik wees. Ek is net bang dat jy die kombinasies uittoets teen 'n span soos Force wat eintlik niks het om te verloor nie, en jy doen 'n paar beserings op wat jou kan kelder teen die toetse. Maar een wat miskien die keuses wat jy praat van die kombinasies, jy weet Sheehan waarskynlik van Ierland sal die haker wees. Die Tougie sal een van die slotte wees, maar nou moet jy die rondom met dit inkleer en skram, jy self geskram. Jy gryp nie net manne in skram nie. Dit raak ten minste 'n minimum 5 man, is eintlik maar 'n 8 man poging. Ja, en veral teen 'n span soos Australië wat verseker gaan kyk of hulle jou so 'n bietjie kan voorlangs sag maak. Ek dink Australië is, as jy my opinie vra, in dit wat ek gesien het met die vorige rugby kampioenskappe en die wêreldbeker ensovoorts. Australië is 'n plek waar hulle eintlik probeer nog kyk wat is hulle blou druk van Australiaanse rugby. Daar's verskriklik baie spelers wat natuurlik gesê het, weet jy wat, ek gaan liewer na die Aussie rules toe gaan eerder as wat ek Unie rugby dan nou speel. En ek dink dit het vir Australië so 'n bietjie seer gemaak. So daar's baie onbekende nuwelinge, veral omdat ons nie regtig so gefokus was op die super rugby nie. Baie onbekende spelers, jong spelers, wat ek dink hulle sal wil vestig op die wêreldnaamlys en wil sê, weet jy wat, ons volgende wêreldbeker is in 2027 en ons wil daar wees. So vir my dink ek jy gaan 'n baie ander Australiaanse span sien as wat ek dink die wêreld op die stadium dink. Ja, dankie Mike, is 'n lekker vooruitsig. Die Britse en Ierse leeu's, daar afskoptyd is 12 uur, dit is Saterdagmiddag. As 'n bietjie koud is, dit is Namibiese tyd, so is lekker so in die middel van die dag en dan kan mens so 'n bietjie opwarm voor die Springbokke later in die middag ook speel. Nou die leeu's gaan nog later op teen die Reds, die Waratahs en die Brumbies speel. Die eerste toets is op 19 Julie. Dis wanneer die eerste van 3 toetse sal wees. Ons kyk ook vinnig wat op die tennisbaan gebeur. Dit is op gras nou. Hulle bou op na Wimbledon wat binnekort gebeur of gaan plaasvind. Dit is in Eastbourne, is die mans wat speel. Taylor Fritz eerste keer daar, dan is ook die Homburg Ope. Dit is die vroue en daar is die eerste keer dat Jessica Pegula en ook is dit Iga Swiatek en Jasmine Paolini wat van die gunstelinge is in daai toernooi. Wimbledon begin komende maandag. Lekker vooruitsig, die 30ste. Die eindstryde van die mans en vroue is die naweek van 12 en 13 Julie. Ons wat advertensiebreek, as ons terugkom, nou begin ons sommer aan kyk wat sê die vinnige motors. Ons hoor wat sê MW Welman van die Oostenrykse Grand Prix.
Welkom terug by In die Tonnel. Dit is 'n lekker sportnaweek wat voor ons lê. Hoop almal is lekker warm. Daar's 'n klomp sport om na uit te kyk, veral die rugby, maar nou gaan ons na die vinnige motors. Dis Formule 1 Grand Prix, dis Oostenryk. Dit is die tuisbaan of eintlik wel 'n oefen van Red Bull Honda. Nie 'n goeie jaar vir Max Verstappen sover nie. Hy lê derde op die punteleer en dit is tans Oscar Piastri met 198 punte in sy McLaren loop voor en hy het al 5 keer gewen, 8 podiums wat hy losgejaag het en Lando Norris op 176 lê tweede, 2 wenne, 8 podiums en Max Verstappen 155 met 2 wenne. So dis die top 3 op hierdie stadium met George Russell van Mercedes 136 en Charles Leclerc 104. So dis 'n baie opwindende Grand Prix wat gaan plaasvind en kom ons hoor wat sê die kundige. Dit is MW Welman, hy's van Megafoon Sport. Hy gee vir ons 'n indrukke van wat te wagte is by die Oostenrykse Grand Prix. Daarie, dis die naweek die Oostenrykse Grand Prix op die Red Bull Ring. Dis natuurlik Red Bull se eie baan. Hulle behoort in hulle baan self, as almal ken daai groot Red Bull standbeeld wat daar in die skare is. En natuurlik dis ook amper soort van 'n tuiswedren vir Max Verstappen. Ons het al gewoond geraak aan in die Hollandse ondersteuners met hulle oranje keppies en hulle oranje rook wat daar in hulle duisende opruk. Ek dink amper 'n hele paviljoen vernoem ook na Max Verstappen daarso. So natuurlik ook laas jaar hierdie tyd in hierdie wedren het Max begin om sy klomp strafpunte op sy lisensie op te stapel toe hy vir Lando Norris in die derde draai van die baan af gery het. Dit het gemaak dat George Russell natuurlik daai wedren kon wen. Max het intussen 'n hele klomp punte opgestapel, 11 om die waarheid te sê, en as jy 12 punte opgestapel het op die lisensie word jy vir die een wedren verban. So na hierdie wedren verval 2 van daai punte en dan skuif hy weer terug na 9 toe, maar as iets hierdie naweek gebeur en hy kry enige strafpunte op sy lisensie, kan hy 'n potensiële wedren verbanning in die gesig staar. So die mense het probeer al 'n bietjie om Max bietjie kwaad te maak, 'n bietjie rooi mis te laat sien. George Russell het self al 'n halfhartige poging probeer daar in Kanada. Drie gewerkie, so maar sien wat gebeur hier naweek. Natuurlik alle oë is gerig op McLaren se Lando Norris en Oscar Piastri. Gaan hulle verhouding dit hou? Wat gaan die span doen in terme van spanbevele? Lando het natuurlik laas in Kanada per ongeluk in Oscar vasgery. En natuurlik die slegste scenario wat enige span kan aandink is dat jy 2 ouens in mekaar vasry. Dit is een van die goue reëls by McLaren, enige wedren span natuurlik, dat jy nie in mekaar mag vasry nie. Maar dit lyk amper asof Lando Norris besig is om onder hierdie druk te knak. Hy kan nou maar net nie met hierdie nuwe 2025 motor gel nie. Oscar is baie meer gewoond in die kar. En Oscar is nog steeds op pad om die Formule 1 kampioenskap te wen. As jy my vra, wat my vriend Hendrik Verwoerd ook gesê het. Ferrari bring natuurlik 'n paar opgraderings hierdie naweek, maar dit lyk vir my nog steeds maar 'n redelike hopelose saak. Daar baie mense wat sê Fred Vasseur, die baas van Ferrari, se kop moet rol. Ek dink dis onwaarskynlik. Nou gepraat van George Russell, nog steeds geen sekerheid of hy volgende jaar weer vir Mercedes gaan ry nie. Sy kontrak verval natuurlik einde van die jaar, maar hy het so half laat deurskemer dat Mercedes besig is om te praat met Max Verstappen. Jy weet, as jy Max Verstappen kry of George Russell, wie gaan jy kies? Baie sterk gerugte dat George Russell dalk kan opeindig by Aston Martin. Hulle het natuurlijk besig om baie geld te spandeer. Hulle fabriek het oorgedoen, hulle nuwe windtunnel, 'n nuwe simulator vir Adrian Newey natuurlik ingebring. En hulle soek 'n topklas bestuurder. Ek dink Lance Stroll daar is getel daar. Hulle sê paas geduld het met hom opgeraak. So moenie verbaas wees as George Russell volgende jaar by Aston Martin opeindig nie. Terug te keer na hierdie wedren. Dis 'n baie kort baan. Net 'n paar draaie. Ons weet natuurlik daar's baie probleme met baanperke. Die motors oor die baan se perke gaan en dan kry hulle straf of hulle rondes word nie toegeken nie. En natuurlik daai derde draai is baie berig vir 'n paar lelike voorvalle in die verlede. Altyd 'n opwindende wedren, altyd iets om na uit te sien en gelukkig weer op 'n beskaafde tyd in die middag wat ons gewoon Suid-Afrikaanse tyd daarna kan kyk. Okay, Ari, terug na jou toe, dankie. Ja, dankie MW, dit is 'n lekker vooruitsig. Oostenrykse Grand Prix natuurlik Sondag en dit is in die spanformaat. Dit is die vervaardigers, is dit McLaren wat gemaklik voor is 374, Mercedes-Benz 199, dan Ferrari 183 en Red Bull op 162. So dit is 'n groot opwinding. Dit is die Oostenrykse Grand Prix. Net vinnig van die baan, dit is kloksgewys wat hulle jag. Daar's nie baie draaie nie, minder as van die ander bane. Daar's 10 draaie. 4,3 km lank die baan en hulle ry 71 ronde. So dis die Oostenrykse Grand Prix komende Sondag. Ook groot sokker wat gespeel word in Amerika. Dis baie warm daar, blykbaar 'n hittegolf meeste van die stadions waar hulle speel. Ek dink die Britse spanne, Europese spanne sukkel 'n bietjie daarmee, maar wat die naweek gebeur is dat daar's nou die laaste 16 wat oor is en dit is die klub Wêreldbeker. Dit is Palmeiras wat speel teen Botafogo. Dit is Saterdag en dan Benfica teen Chelsea
Daai is 10:00 die aand Namibië se tyd as iemand dit wil kyk of as dit wil gevolg word op televisie. Dan Sondag is dit wat dit voortgaan. Paris Saint-Germain wat speel teen Inter Miami en Flamengo wat speel teen Bayern Munich. Dit is Sondag se wedstryde. En dan Maandag gaan dit voort Inter Milan teen Fluminense en dan is daar een groot, dit is Manchester City wat goeie vorm wys. Hulle speel teen Al Hilal. Hulle is van Saudi-Arabië. En kom ons hoor wat sê die afrigter van Manchester City, dit is Pep Guardiola. Dis Manchester City in goeie vorm, hulle wen hulle wedstryde gemaklik en hy praat oor die hitte en ook hulle belangrike speler Rodri, hoeveel tyd hy gaan hê om te speel. No, but the hot is it's obviously, so we cannot change it, right? So it's better to play like the last stadium, like we played. That was fantastic, but I think all the teams have to handle it. So it's what it is for the new World Cup, next World Cup. The people know it already. But yeah, we have to be ready to suffer. And Rodri, yeah, can play, cannot play. Of course, it's not for 90 minutes, but play the last minute 30 minutes, 35. So is making a step forward. The last 3-4 days didn't have no problems, but some niggles that sometimes has. Yeah, he's happy that we can add minutes to him. Dan Pep Guardiola en dit is Manchester City wat dan, dit is eintlik vroegie oggend, Dinsdag vroegie oggend wat hulle speel teen Al Hilal daar in die klub wêreldbeker in Amerika. Ons gaan na die golfbaan, die PGA, dis die Rocket Classic wat gespeel word in Amerika. Dit is Aldrich Potgieter van Suid-Afrika wat die voorloper is na die eerste ronde, 62 houe gespeel, briljante eerste ronde vir hom, en dan op die DP Wêreldtoer is dit die Italiaanse Ope, dit word gespeel by Monte Antonario, en dit is die golfbaan, dit is die 100ste keer dat daai Ope gespeel word, en dan op die vroue LPGA, dis die German Masters, die Duitse meesters, en dit word gespeel by die Green Eagle baan, dit is in Hamburg, en dit is 'n syfer 74, 'n baie lang baan. En kom ons hoor wat sê een van die Duitse spelers wat ook daar speel, haar naam is Esther Henselet, en daar is daarna gevra in terme van haar eie spel en sommer wat sy te wagte is van die golfbaan. Yeah, it's been really solid. I feel like every part of my game is working pretty good. Still kind of waiting for everything to come together in one special week. I hope that's coming this week, but it's been very good. I'm enjoying it out on the golf course. And tell me about this golf course. Obviously, we know it from the men's game. It's a tricky golf course, as I've been told by the players yesterday who've played a few of the holes. What do you have to do well here, and what are the real challenges? Yeah, it's certainly a bit different. We don't really play many par 74s. It's very long, but yeah, because of all the par 5s, you definitely do get some chances. But it's long. It's still playing pretty soft, so the wind's going to pick up, so it's definitely going to be a challenge. But I always enjoy hard golf courses. I really like the challenge just to grind out there, and it's not just a given par or a birdie on every hole. So I really like this kind of golf course. Dit dan Esther Henselet, en dit is die Duitse meesters wat dan voortgaan. Die laaste ronde, vierde ronde word te Sondag gespeel. Kom ons kyk wat in Namibië gebeur, en dit is eerstens na die cricketveld in Namibië se cricket by die Namibië Cricket Stadion in Olympia, die nuwe veld, is die 50de 50 balbeurt toerwedstryd. Dit is die FNB Eagles van Namibië wat speel teen die Assam Cricket Association span, hulle is vir 11tal van Indië. Dis 9:30 voor die eerste bal gebul dan in daardie wedstryd daar in Olympia. En dan ook basketbal, dit is in Kommas, dis die basketbalvereniging, dis hulle Premierliga, en dit word by die Bascourts, noem hulle dit, gespeel. Dit is UNAM Wildcats wat speel teen Nast Dodgers, dis die vroue, dis 10:00, en dan ook by Bascourts is dit die UNAM Ignites wat teen die Ongos Shooting Stars speel. Lekker name wat hulle het, dit is alles basketbal. En dan 'n groot rugby vir die onder 13s, baie sterkte aan daai jong manne wat vir Namibië gekies is vir die Kruiwenweek, die onder 13 Kruiwenweek wat begin. Dit begin maandag in Oos-London, en altyd soos tradisie is die eerste wedstryd altyd teen Zimbabwe, amper toets in die kleine vir die onder 13s, en daai wedstryd is 13:25 vir die wat dit wil volg, is waarskynlik aanlyn wat dit gevolg kan word of op die DStv. So dit is onder 13 Kruiwenweek, Namibië teen Zimbabwe. Daar is 'n mondvol sport, 'n klomp sportaksie internasionaal en ook in Namibië. Nou daarmee verstaan ek dan eers met Tonnel hierdie week. Ek sien uit vir ander bokke teen die Barbarians Saterdag in Kaapstad. Hoop die reën is te erg nie, dat dit lekker aanskoulike rugby kan wees, tradisieryk van die Barbarians.
en dan natuurlik sterkte vir Namibië onder 13 maandag in die Kruiwenweek in Oos-London. Ons gesels weer volgende Vrydag. Tot dan, groete en baie lekker sport naweek.